Ek groet julle vanoggend in die naam van God, wat nie die een is wat die storm stuur nie. Maar ek groet in die naam van Jesus, wat in die storm by ons is. En ek groet in die naam van die Gees van God, wat vir ons krag gee, om die storms van die lewe te verwerk en te weerstaan, en uiteindelik sterker mense raai toe kom. God seën julle. Kom ons bid saam. Ek slaan my oë op na die berge, Here. En ons roep saam, waar sal ons hulp vandaan kom? En dan kom ons in geloof om te sê, my hulp kom van die Here, wat hemel en aarde gemaak het, wat getrou bly tot in die ewigheid, en nooit laat vaar die werke van sy hande nie. En daarom kom ons vanoggend as u kinders om vir u dankie te sê, dat ons in die sterkste storm, in die moeilikste storm, nog steeds kan sê, ek glo. Ek glo dat u God meer is as die storm in my lewe. Kom nou en praat met ons in Jesus se naam. Amen. Ek gaan 'n gedeelte lees in Markus 4 en van vers 35 af, en ek gaan lees tot vers 41. Dis 'n hele wonderlike verhaal wat hier kom vir ons sê wat ek vanoggend vir u wil kom aflewer. Die boodskap is hier in hierdie stukkie van die brief wat God vanoggend vir ons skryf. Laat hierdie middag sê Jesus vir sy disippels, kom ons vaar oorkant toe. Hulle het toe die mense wat daar was, daar laat bly en hom saamgeneem in die skei waarin hulle gesit het. Daar was ook nog ander skeite by. Skielik, ek wil hê jy moet hierdie woordjie vat. Skielik het daar 'n groot storm losgebars. En die golwe het in die skei geslaan, sodat die skei al begin vol word. Jesus het op die bank in die agtersteewe gelê en slaap. Hulle maak hom toe wakker en sê vir hom, meneer, gee u dan nie om dat ons vergaan nie? Toe staan hy op. Hy bestraf die wind en sê vir die see, hou op, bedaar. Die wind het gaan lê en daar het 'n groot stilte gekom. Toe sê hy vir hulle, waarom is julle bang? Het julle dan nie geloof nie? Hulle het met groot ontzag vervul en het vir mekaar gesê, wie kan hy tog wees wat selfs die wind en die see hom gehoorsaam? Ek dink die afgelope tyd het jy dit gelees en het ons dit op die TV gesien, wat storms kan veroorsaak. Storms kan 'n dorp uitwis. Storms kan veroorsaak dat honderde en honderde mense
doodgaan. En daarom word elke storm aangeteken. Ek was in Welkom toe daardie geweldige tornado Welkom getref het. In Welkom 'n gedeelte daarvan, in Riebeekstad, groot klomp van my lidmate daar gewoon. En ek kon nie glo wat 'n wind kan doen nie. Huise is opgevrommel. Groot eisters is opgelig en in ander mense se agterplaas neergegooi. Gelukkig was daar niemand wat in daardie storm dood is nie. Ek was daar in Virginia toe daai verskriklike modderstorm gekom het, ook veroorsaak deur water en wind. Mense is begrawe onder die modderstorm. Ou mense in 'n ou huis. Al wat ek vir julle wil sê is, storms vind plaas in die natuur, maar ook storms vind ook plaas in 'n mens se eie lewe. En weet jy, dit gebeur baie skielik. Finansiëel het mense in een oomblik alles verloor wat hulle het. Skielik sê die dokter vir jou, jy het kanker. Skielik word jy gediagnoseer van 'n verskriklike siekte. Skielik verbreek verhoudings. In die huwelik, die gesinne. Skielik. En mense begin in hulle geloof te twyfel. Storms kom baie keer sonder enige waarskuwing. Jy word in die oggend wakker met vrede in jou hart. En die aand het daar 'n storm gekom wat hierdie vrede weggeneem het. Skielik. Vraag bly altyd: hoekom is die storm? Waarom? Wat maak ek met die storm? Dis die vraag. Jesaja 43 vers 2 ken julle almal. Ek lees die boodskapvertaling. As jy deur diep water moet gaan, sal ek by jou wees. Sien dit? Die water is nie weg nie. Die Here vat nie die water weg nie. Maar in die water is ek by jou. As jy oor 'n rivier moet gaan, sal die water jou nie wegspoel nie. As jy naby 'n vuur moet verbygaan, sal die hitte jou nie verskroei nie. Die vlamme sal jou nie brand nie. En dis geweldig, hierdie goed is daar. Dis soos 'n vuur wat jy moet deurgaan. Ons sê ek is op die oomblik besig om deur die helse vuur te gaan in my lewe. Ek noem, almal van ons weet waarvan ek praat. En daarom is my tema eintlik storms saam met Jesus. Markus 5 vers 35 sê vir ons, op daardie dag, toe dit aand geword het, sê Jesus vir hulle, kom, ons vaar oor na die ander kant toe. Jesus het hulle uitgenooi. Hy het hulle uitgenooi om in die skip te klim. Maar Jesus het geweet wat voor lê. Want hy was ook God. Hy het geweet wat voor lê. En dis vir 'n mens baie keer daai vraagteken. Maar die Here het my in hierdie situasie het my uitgenooi. Die Here het my gevat. Jesus het hulle letterlik in die bootjie ingenooi en hy het saam met hulle gegaan. En ek dink die mees getroue lidmate en getroue gelowiges gaan ook deur storms. Dis nie uitgesoekte mense. Dis nie sommige mense nie. Ek dink ons hande moet opsteek vanoggend. Wie van julle was al in 'n storm van die lewe? Sal ons almal ons hande opsteek. Miskien is daar van julle wat onlangs daardeur gegaan het. En weet jy wat doen storms veral met 'n mens? 'n Storm toets jou. Markus 4:37, heftige storms het losgebars en die boot begin vol raak. En hierdie water toe dit in die boot kom, het daar vrees in harte gekom. Hulle is getoets. En daarom dink ek, in my lewe kan ek daarvan getuig, ek het ook kanker in my lewe gehad.
Ek onthou toe ek by daai dokter ingestap het, het ek dit alles, dit was die laaste ding wat ek verwag het. En hy is eintlik 'n vriend van my. Hy het my eintlik gedwing om te kom vir die toets. Hy het gesê op jou ouderdom. En toe ek daar sit, en ek was hier in Roosendaal gewees toe my bel, toe sê hy vir my, hoor hierso, Dominee, ek dink jy moet so gou as moontlik hier by my kom. En ek is hier weg, vinnig van Roosendaal af terug, welkom toe. En ek kom daar en hy sê vir my, Dominee, ek is jammer, maar jy het kanker en jy sal moet gaan vir bestraling. En dit gaan 'n moeilike pad wees. Daar's 'n paar moontlikhede. Ek gaan dit nie met julle bespreek nie. Julle is nie hier om my mediese geskiedenis te volg nie. Maar dat ek het daar gesit met vrees in my hart. My kinders was nog al in die skool. Wat nou? Wat maak ek nou? Want jy weet, kanker is maar daai groot K wat jou bang maak. Dit dring angs in jou. En jy dink onmiddellik aan die mense waarvoor jy verantwoordelik is. Wat nou? Wat maak ek nou? En wat gebeur toe hulle in hierdie angs is? Jesus lê aan die slaap. En weet jy, dit gebeur soms dat 'n mens in 'n storm is. Dat 'n boer kyk hoe sy korenlande deur haal voor hom verpletter word. Die afgelope storm wat oor ons boere gekom het met bek en klou, om te sien hoe honderde beeste doodgemaak word. Is 'n storm. En dan staan daai boer en dan staan die mense daar met hierdie vraag. Wat hulle vir Jesus sê. Slaapie. Slaapie, gee jy nie om nie. Dis wat hulle Jesus sê. En ons sê dit ook soms, maar God, waar is jy nou? Ek's in 'n storm. Maar waar is jy nou? Is jy weg? Het jy vergeet van my? Hoekom? Hoekom met my? Waarom nou? Storm. Storm. Storms ruk alles onder jou voete weg. En jy voel baie keer en jy word kwaad vir die Here. Hoeveel keer het boere vir my gevra, Dominee, ons het gebid, ons het gevra vir reën. En hier kom 'n storm. En my hele oes is verspoel. Hoe het die Here nou geantwoord? Hoekom? Waarom? Is jy by my? Praat ek alleen? Preek ek vanoggend alleen? Dis die brief wat ek ontvang het. Maar in hierdie brief staan daar ook nie net 'n storm nie. Want as dit nou die einde was, dan het ek nou vir jy huis toe gestuur sonder 'n boodskap. Die storm word stil. Die storm word stil. Markus 4 vers 39 staan daar, hy Jesus het opgestaan, die wind bestraf. Hy het nie God bestraf nie. Hy het nie sy vuis vir God gewys nie. Hy het nie vir God gesê jy is nie daar nie. Nee, hy het opgestaan en hy het die storm stil gemaak. En die wind bestraf. En hy het gesê wees stil. En alles het bedaar. O, wat 'n wonderlike ding is dit. As daai storm, Here is as jy in daai storm die Here ontdek en daar kom hierdie stilte. Daar kom weer vrede. So 'n wonderlike oomblik. En met eens besef jy dat Jesus het ons beloof, ek sal jou nie verlaat nie. Ek sal jou nie in die steek laat nie. Ons glo dit. As ons dit nie glo nie, wat gaan ons maak met die storms van die lewe? Ons weet wat om te maak wanneer met ons goed gaan. Ons weet wanneer ons 'n partytjie hou, maar wat maak ons met hierdie storms? Met hierdie vraagtekens in ons lewens, met hierdie goed wat gebeur wat ons nie kan verstaan nie. Hoekom? Jesus neem beheer. Hy het beheer geneem oor daai wind. Hy het 'n beheer geneem oor daai storm. En die storm het stil geword. Maar jy weet, daar's ook storms binne in ons. Nie buite ons nie, binne in ons. En die grootste storm in ons binneste is hierdie storm van my geloof wat wankel.
Jesus vra vir hulle, waarom is julle bang? Wat het julle dan met julle geloof gebeur? Wat het met julle geloof gebeur? Jy sien, Jesus kom en hy raas eintlik met hulle. Hy praat dit nie goed nie. Waarom is julle bang? Het julle nie geloof nie? En ek wil volgens vir jou sê, in daai storm wat jy nou is, daai storm binne in jou. Want jy sien die storm buite, word 'n storm binne in jou. En baie keer word hierdie storm binne in jou groter, as die storm buite jou. Want die storm het al stil geword, maar die storm is nog steeds hier binne. Miskien het jy 'n man verloor op 'n oomblik in jou lewe, of 'n vrou of 'n kind, en lankal dood, en al die goed, en die storm het stil geword, maar die storm is hier binne in jou. Hoekom, waarom? Jy sien, die vraag wat ons moet vra as ons in 'n storm is, glo jy dat Jesus saam met jou is? Jesus het nie uit die boot uitgeklim nie. Verstaan jy? Hy was saam met hulle in die boot. En na die storm wat jy nou is, wil ek vir jou sê, my Jesus klim nie uit die boot uit nie. My Jesus bly in die boot saam met my. En ek moet dit glo. In die vuur, Jesus by my. Daai klomp vriende van Daniël was in die vuur, maar die engel van die Here was by hulle. Ek maak nou klaar. Maar weet wat doen storms ook? Storms moet jou oë op Jesus hou. Want jy sien hierso Matteus 17, 14, 37, 31. Jesus is nie nou in die boot nie. Jesus kom aangestap na die boot toe. Die klomp disippels sit in die boot. Dis 'n ander situasie, Matteus 14. En hier kom Jesus na hulle toe aangestap op die water. En hulle is bang. Hulle sê dis 'n spook. Jy sien, ons sien baie keer Jesus, hy sê dit is 'n spook. Op die water ons aangeloop. En dan sê Petrus, Here, as dit U is, laat ek op die water loop. Ek ken die storie. En wat doen Petrus? Hy klim met die boot. Hy is die enigste ou wat die guts het. Hy klim oor die boot en hy stap na Jesus toe. Maar toe hy na Jesus toe stap, toe begin hy na die storm te kyk. Kyk na die wind. En hy word bang en hy sink. Hy vat sy oë van Jesus af en hy sien net die wind. En hy sink. En Jesus vat sy hand en trek hom uit die water uit en hy sê, Petrus, jou klein gelowige. Petrus, waarom twyfel jy? En moet jy as jy dat ek nou vir julle vanoggend een ding sê. Een van die grootste probleme in ons lewens en die moeilikste ding om te verwerk is twyfel. Ek twyfel. Ek twyfel of my man my liefhet. Ek twyfel of my vrou nog lief is vir my. Ek twyfel of my finansies uit gaan werk. Ek twyfel. Ek twyfel of hierdie kanker gesond gaan word. Ek twyfel. En twyfel is 'n sonde. Jakobus 1:6 en 8 sê, maar 'n mens moet gelowig bid en nie twyfel nie, want iemand wat twyfel is soos 'n brander in die see, wat deur die wind aangejaag en heen en weer gedryf word. Dan maak die storm met jou wat hy wil. Hy vat jou hierdie kant toe, en soos 'n golf, hy vat jou daai kant toe, en weet jy wat, jy het geen beheer nie. Dis wat hier gebeur het. Storms van die lewe. Dit is daar, dit was daar en dit sal altyd daar wees. Nie net storms nie, maar ek praat nou vanoggend oor storms. Dis die brief wat ek ontvang het. Want ek glo daar's mense wat na hierdie preek gaan luister, of hulle is nou hier, sit hier. En weet jy wat, die Here het spesiaal vir jou hierdie brief geskryf.
Want hy het geweet, jy gaan hier wees. Hy het geweet, jy gaan luister. Maar luister na die boodskap. Jesus is saam met jou in die boot. Jesus is saam met jou in die storm. Hy is saam met jou in die vuur. Vertrou hom. Hou vas aan hom. En uiteindelik gaan Jesus daai storm stilmaak. En jy sal aangaan met jou lewe. En jy gaan 'n sterker mens word. Want storms wil jou sterker maak. En mag die Here ons help. Amen. Here, dankie vir hierdie brief. Want ons kan onsself so vereenselwig met hierdie boodskap. Het hierdie boodskap laat opteken. Nie ons bang te maak nie, maar vir ons hoop te gee. Of ons te sê, ek slaap nie. Want ergens in die psalms het jy laat opteken, God sluimer en slaap nooit. O Here, ons hoor dit, ons lees dit, maar soms glo ons dit nie. En ek bid vir elkeen hier, en een wat na my luister, in ons land, met al sy storms, met al sy vrae, wil ons juis in hierdie tyd sê, ek weet, my verlosser leef. Amen. Ek weet, my verlosser leef. Dit is ou Job wat op die ashoop sit. Hy sit op die slegste plek in sy lewe. Sy vrou sê, vloek God en sterf. Slegste plek in sy lewe. Op die ashoop. Kom hy met 'n belydenis. Ek weet, my verlosser leef. En hy eindig nie op die ashoop nie. Hy eindig weer as 'n ryk man wat vir ander mense baie kan beteken. Onthou, hierdie nagmaal vertel ons van die grootste storm wat Jesus self gehad het. Daar staan, daar was 'n storm, daar was 'n rukwind, daar was 'n aardbewing. Die tempel se voorhangsel het geskeur. Dit het pikdonker geword. Hoe dikwels het ons in welkom in die middel van die dag 'n stofstorm gehad, dat dit pik nagdonker is, dat die ligte moet aansit. Jesus was daar. Hy het ook uitgeroep, my God, waarom het jy my verlaat? Want hy het geweet, daar's mense wat in sulke situasies ook dit gaan sê. Maar hy het nie daar geëindig nie. Daar staan, aan die einde van sy lewe het hy sy gees oorgegee in die hande van God. Hy het hom vertrou. Die nagmaal vertel vir ons van Golgotha storm wat daar was vir my en jou. Sodat Jesus die storm van sonde in jou lewe kan stilmaak. Dis wat hy wil doen. Hy wil vandag jou geloof versterk. Die nagmaal versterk jou geloof. Hy gee jou nie geloof nie. Hy versterk jou geloof. So jy moet vorentoe kom met geloof in jou hart. Hy het dit vir my gedoen. Glo dit. En as jy die broodjie neem, die wyn drink, dan versterk hy jou geloof. As ek die brood breek, en dan wil ek net vir jou sê, hierdie stukkie brood vertel vir jou, wat het Jesus in die storm op Golgotha vir jou gedoen? Hy is stukkend gebreek, sodat jy kan heel word. En ek glo, daar's baie mense in ons tyd, veral nou, veral vanoggend, met stikkend. Daar's stikkend in jou lewe. Dokters kan dit nie heel maak nie. Sielkundiges kan help. Maar Jesus
het aan die kruis jou heel gemaak. Ons moet hierdie broodjie vat met geloof. In geloof is ek heel. In geloof is hierdie stikkend heel binne my. En ek dank die Here daarvoor. En daai beker wil die Here ook vir jou sê, in die storm, aan die kruis, het my bloed gevloei, om jou skoon te maak. Want ons sit almal hier, met sonde, wat ons vuil gemaak het. Want sonde maak vuil. En as geen wasmiddel, wat dit kan skoon was nie. Maar die bloed van Jesus reinig ons van elke sonde. Die bloed van Jesus reinig ons van elke sonde. Daar's geen sonde te groot vir Jesus om skoon te maak nie. Ons gaan nou ons liefdegawe opneem en dan wil ek maar net sê, jy weet, die twee dinge wat die storm in jou lewe nie laat stil word nie, is die verwyte oor gister en die bekommernis oor môre. Dan word vandag 'n storm wat nie ophou nie. Los gister en los môre in die hande van die Here en leef vandag. Want ons het eintlik net krag vir een dag. Leef elke dag. Ek stuur jou huis toe met hierdie seën. In die storm is hy by jou en hy maak die storm stil. Amen.